Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vandag is 'n dag van verootmoediging saam met al die Gereformeerde Kerke regdeur Suid-Afrika waar ons regtig ons harte voor die Here gaan klein maak. Kom ons gaan lees saam uit Joël 2 en verootmoedig onsself voor ons Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Hemelse Vader, uit die dieptes van ons eie sonde stikkend, roep ons na U. Ewige God en Vader, hoor tog ons stem, laat U ore aandagtig luister na ons smeekgebede. As U ons sondeskuld sou toereken, Here, wie sou voor U, die ewige God, staande kon bly? Ja, maar by U is daar in Christus vergifnis. Dis die troue liefde vir nietige mense soos ons, wat ons harte met 'n heilige ontzag vir U vul. Here, op U alleen wag ons. Met alles in ons wag ons, hoop ons in Christus. Sonder ons nou af deur U Gees om na U woord te luister. Deurgrond U ons harte deur U Gees en kom deur U Gees en wys elke skadelike weg van ons harte uit en bring ons waarlik tot bekering. Sodat ons U alleen kan verheerlik. Nou in hierdie uur in die erediens dat ons U alleen kan verhoog en uitwys. Maar ook as ons hier uitgaan in die erediens van die lewe, dat ons U kan verheerlik met heel ons hart en met al ons dade. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Joël 2. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek gaan so 'n bietjie spring om die tyd gaan ons inhaal. Maar Joël 2 vers 1 tot 32, julle kan dit gerus gaan mooi deurlees by die huis vir diegene wat dit nou nog nie gedoen het nie. Vanaf vers 1. Blaas die ramshoring op Sion, maak alarm op my heilige berg. Al die inwoners van die land moet bewe, want die dag van die Here is aan die kom. Ja, dit is naby. Dit is 'n dag van duisternis en donkerte, 'n dag van wolke en diepe duisternis. Soos die rooi dag wat oor die berge uitsprei, so is daar 'n groot en magtige volk soos daar nog nooit tevore was nie, of ooit weer sal wees nie, tot in die verste nageslag. Voor hulle uit verteer 'n vuur en agter hulle verskroeie vlam. Soos die tuin van Eden is die land voor hulle, maar agter hulle lê 'n verlate woestyn. Boonop is dit nie moontlik om van hulle te ontvlug nie. Duidelik sien ons in hierdie gedeelte dat daar 'n magtige nasie gaan kom wat vernietigend gaan wees, wat God se oordeel gaan uitvoer. Dan lees ons weer vanaf vers 11. En die Here self verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, magtig is hulle wat sy bevel uitvoer. Voorwaar, die dag van die Here is groot, uitermate verskriklik. Wie kan dit verduur? Maar selfs nou, keer terug na my met julle hele hart. Vas, huil en rou is die uitspraak van die Here. Skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor onheil wat hy bring. Wie weet, dalk draai hy om, het berou en laat 'n seëning agter hom oorbly, 'n graanoffer en 'n drankoffer vir die Here julle God. Blaas die ramshoring op Sion, bepaal 'n heilige vastyd, roep 'n gewyde byeenkoms uit, roep die volk byeen, heilig die geloofsgemeenskap, versamel die oudstes, maak die kinders bymekaar, ook die suigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer kom, die bruid uit haar bruidskamer.
Dan lees ek vers 18 weer. Daarop het die Here om vir sy land beywer. Hy was jammer vir sy volk. Die Here het geantwoord, hy het vir sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en nuwe wyn en olie, sodat julle daarvan versadig kan word. Ek gee julle nie langer daaraan oor om deur die nasies verneder te word nie. Na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense. Dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Selfs op die slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort. Ek sal tekens gee in die hemel en op aarde, bloed en vuur en kolomme rook. Die son sal verander word in donkerte en die maan in bloed, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep ontkom, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontvlugting wees, soos die Here gesê het. Net hulle wat deur die Here geroep word, sal vry wees. Tot sover lees ons uit die woord van die Here uit. En as ons dit so saam lees, weet ons, het so spreek die Here ook vanmôre tot elkeen van ons deur sy woord en deur sy gees, en dat elkeen wat met ons sag na God se woord luister, sal die Here seën. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 13. Skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. Die spanning in die GKSA, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, oor die rol van die vrou in die amp. Ons verwys daarna as vida. Eendag het iemand vir my gevra, Dominee, wat beteken vida? Is maar 'n kort vir die vrou in die amp. Ja, die spanning wat dit bewerk op die oomblik in die GKSA, ook die krisis van die stygende lewenskoste as gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste, ook die ellende, ja, die swaar kry waarin die volgehoue korrupsie en misdaad in ons regering en in ons regstelsel ons indompel, het ons kerkverband daartoe gebring om vandag as 'n dag van verootmoediging uit te roep. 'n Dag waar ons klein word voor die Here. Nou, as God by monde van die profeet Joël ons ook vanoggend almal by mekaar roep met die woorde, roep die volk byeen, heilig die geloofsgemeenskap, gereformeerde kerk ontdekkers, versamel die oudstes, maak die kinders bymekaar, ook die saaigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer kom, die bruid uit haar bruidskamer, met ander woorde, almal, niemand moet wegbly nie. Ja, as God oud en jonk almal bymekaar roep. Ja, sou ons, as ons in die tyd van Joël geleef het, almal vanoggend opgedaag het met sakkerige klere, hierdie gooiingsakke sou ons aangetrek het, wat ons lywe geskaaf het en tot bloedens toe deur geskuur het. En net voor op ons borste sou dit oopgeskeer gewees het, as sigbare teken dat ons harte stikkend is. Met ons koppe sou ons hier opgedaag het, vol as, ons sou as op ons koppe gegooi het, en die voor sou as gelê het, en ons sou in hierdie as gaan sit het, as 'n sigbare belydenis, dat ons eintlik maar as en stof is, en dat ons soontoe terugkeer, ons is nietig en klein, terwyl ons almal klaagliedere geteem het, gehuil het, geween het voor God, hard. Ja, verootmoediging in die tyd van Joël was sigbaar. Dit was luidrugtig. Dit was vir almal om te sien, God se kinders is in rou. Hulle verootmoedig hulle voor God. Jy sien, die groot probleem egter was, dat so baie van God se kinders het harteloos deur al hierdie uiterlike rituele gegaan. En as die tyd van verootmoediging verby was, het hulle maar net weer aangegaan asof niks gebeur het nie. En so kan hierdie Sondag ook vir ons almal maar net nog 'n Sondag wees, en alles gaan maar net aan asof niks gebeur het nie. Ja, verootmoediging, ook vanoggend aan ontdekkers.
kan so maklik ook maar net nog 'n stukkie skynheilige godsdienstigheid wees. Vandaar die profeet se oproep: skeur julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here, julle God, want hy's genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. Die belangrike is, skeur julle harte. Nou, die profeet Joël gee nêrens in sy profesie aanduiding van 'n koning in wie se tyd hy geprofeteer het nie. Hy gee vir ons geen leidraad van watter tyd hy as profeet opgetree het nie. Al wat ons weet is dat hy was die seun van Petuel gewees. Die feit dat die Hebreëse Bybel en die Bybel om saam met die profeet Hosea sit, laat meeste verklaarders aanvaar dat hy as profeet opgetree het in die tyd van Hosea, waar Hosea meer in die noordelike deel van Israel was Joël 'n profeet in Juda, in die Suidryk gewees. Omtrent hier in die tyd 605 tot 597 voor Christus. Nou, daardie tydperk was gekenmerk deur baie groot gebeure, wat niemand kon mis nie. Hulle moes ag daarop slaan. Ja, in die noorde het die Babyloniese ryk al hoe sterker en sterker geword. Hulle het al hoe meer stede begin inneem om Juda. En ons weet ook dat die eerste groep Jode, onder andere Daniël en sy 3 vriende, alreeds in 605 in ballingskap weggevoer was. Alhoewel die tempel nog daar was, kon die mense nie meer offers gebring het nie, want daar was nie meer diere gewees om te offer nie. Dit het elendig gegaan met God se kinders. Vir die profeet Joël was elke terugslag en elke groot gebeurtenis 'n oomblik waarbinne God sy almag aan sy kinders wys. Hy toon dit aan hulle om hulle tot bekering te bring. Ja, hy sien in alles die oomblik of dag raak wat God ingryp om sy kinders tot bekering te bring, om hulle te laat omdraai na hom toe. Ja, vir die profeet was vandag nou die tyd wat God in die slegte dinge wat om ons gebeur, die regte oomblik om met jou hele hart na God toe terug te kom. Dis hoekom God hierdie dinge laat gebeur, om tot die harte van sy kinders deur te bring, sodat hulle net weer hulle hoop en hulle verwagtinge in die enigste ware God kan stel. En juist daarom is een van die hooftemas in die profesie van Joël, hierdie hele gedagte van die dag van die Here. Gaan lees weer Joël 2, dan gaan kyk julle hoeveel keer herhaal hy hierdie uitdrukking, die dag van die Here. Hierdie gedeelte waarna ons geluister het, begin met die woorde in hoofstuk vers 15, herhaal hy dit weer. Blaas die ramshoring op Sion, maak alarm op my heilige berg. Al die inwoners van die land moet bewe, want die dag van die Here is aan die kom. Ja, dit is naby. Sy eerste lesers, sy hoop en verwagtinge, was alles gerig op hierdie groot dag van die Here, waar God sy almag gaan wys. Maar vir hulle het dit iewers in die toekoms gelê, waar God met al sy vyande gaan afreken. Dit gaan 'n dag van duisternis en donkerte wees, 'n dag van verwoesting, 'n dag van finale oordeel oor al God se vyande. Terwyl hulle self nie gesien het as voorwerpe van God se oordeel nie. As die profeet in hoofstuk 1 vers 5 skryf, skrik wakker, dronkaards, en huil verdrietig, alle drinkebroers. Dan wil God by monde van sy profeet sy kinders wakker skud vanuit hulle valse gerusheid. Hulle hartelose godsdienstigheid het hulle dronk gemaak, soos 'n dronk man wat in 'n dronken slaap is en nie besef wat om hom aangaan nie. Hulle het geglo dat hulle God en hulle naaste liefdeloos kan behandel.
Solank hulle daarom net nougeset al die godsdienstige voorskrifte nakom, dan kan God tog mos nou nie anderste as om tevrede te wees met hulle nie. Hulle het geglo dat die dag van die Here is 'n dag waar God hulle vyande gaan vernietig en oordeel, en dat hy hulle gaan verlos, terwyl hulle harteloos kon aangaan met hulle goddeloosheid. Deur sy profeet skrik God sy kinders wakker. En daarom beveel die profeet dat almal, oud en jonk, by mekaar geroep moet word vir 'n dag van verootmoediging. My broer, my suster, as ons vanoggend onsself voor God verootmoedig, met die hoop en die gedagte daarop gerig, dat God almal se harte moet verander wat met my 'n ander opinie oor die vrou in die amp het, of dat God hierdie wêreldleier of daardie wêreldmag moet vernietig in die eerste plek, of dat God hierdie regering in ons land, of regeerder op watter vlak ook al, eers hulle harte moet verander, sodat alles met my kan goed gaan. Broer, my suster, dan is dit tyd dat jy wakker skrik. Dan kom God deur sy woord vanmôre na ons toe, maar skrik wakker. Word wakker. Ware verootmoediging begin altyd in my eie hart. Dis hier waar ootmoed begin. God gebruik ook ons goeie omstandighede en ons slegte omstandighede om tot ons harte deur te dring, tot die harte van sy kinders. Hy is altyd gerig op die harte van sy kinders, op ons harte, my broer, my suster. Daarom praat God deur sy woord en gees met elkeen van ons persoonlik vanmôre, as hy beveel, skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. God se kinders het geweet, waar is die fout? Hulle moes besef het, dat hulle verbondsverhouding met God nie goed is nie, dat hulle uiteindelik hulle rug op God gedraai het. Soos iemand wat in moeilike tye ontvlugting van sy probleme soek in drank, of in dwelms, die dinge wat daar nou maar in ons wêreld is vandag, waar mense ontvlugting soek, het God se kinders ook hulle hoop op valse gode, op vreemde konings, en in die verandering van hulle omstandighede gestel en gedink, wie het daarin lê ons hoop en ons verwagtinge. Hulle hoop was op leuns, op alles en nog wat, behalwe in die God wat 'n belofte van ewige liefde en trou aan hulle voorouers en aan hulle gemaak het. Ja, om geheel en al met hulle harte weer net God in sy innige verbondsverhouding op te soek en om daar hulle geloof, hoop en liefde net op hom te rig, was om een of ander rede vir God se kinders net te moeilik. Hulle het geweet dit is nodig om God te dien en na hom te luister. Vandaar hulle hartelose godsdienstigheid. Hulle het dit heeltemal net gelos nie. Daarom beleef hulle terugslag op terugslag. Die ontberinge, die sprinkane, ons lees in die eerste hoofstuk, dat die sprinkaanplaag het al hulle oeste vernietig. Daar was ook 'n bedreiging van die Babiloniërs alreeds op hulle grense. En is alles hierdie dinge wat God al in Deuteronomium 28 vir hulle gesê het, hy met hulle sal laat gebeur as hulle hom harteloos dien en nie van harte lief het nie. So hulle presies geweet, waar lê die fout? God gebruik hulle uiters slegte omstandighede om sy kinders na hom toe terug te roep. En let fyn op, God gee nie vir hulle 'n sondelysie, wat hulle eers moet gaan regmaak en gaan regstel nie. Dis die skoonheid van hierdie gedeelte.
Al wat hulle moet doen is om met hulle harte na hom toe terug te keer, op grond van wie hy is. Dan sal God self met die sonde in hulle harte en in hulle lewens deel. God wil dat sy kinders met hulle harte na hom toe moet terugkom, want hy's genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor onheil wat hy bring. Hoor julle dit, hier kom ons weer by daai belangrike woord in die Ou Testament, die woordjie gesed. Onthou julle 2 weke terug toe ons na Mefiboset en koning Dawid gekyk het? Na hierdie gesed liefde, van ewige liefde en trou wat God en sy kinders beloof. Dis wie God is. Hy wil hê ons moet hom so ken en hom so lief hê. As ek in die nood is, of as ek bang en benoud is, kan ek na so baie dinge draai vir hulp. Ek kan hoop en bid dat mense se gesindhede moet verander. Ek kan hoop en bid dat my eie omstandighede moet verander, sodat ek geluk in my hart kan hê en sodat dit met my goed kan gaan. Want so dink ek, dan sal Hendrik tog gelukkig wees. God Almagtig weet. Hy weet. Deur die eeue is daar goeie tye, daar is slegte tye. Daar's goeie tye vir 'n kerkverband, en daar is slegte tye vir 'n kerk en 'n kerkverband. Dit was nog altyd waar vir Christus se kerk deur al die eeue. Maar hy weet ook dat God se kind net waarlik vrede en geluk in sy of haar hart sal hê as ons met ons hele hart na hom toe draai, na wie hy is, genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Ja, God het hom so vir die eerste keer aan Moses bekend gemaak, net nadat Israel daai goue kalf gemaak het, en eintlik hulle rug geheel en al op God gedraai het. Deur die hele Ou Testament, as God sy kinders na hom toe terugroep, gee hy byna elke keer hierdie bekendmaking van homself as die rede hoekom hulle na hom toe moet terugkeer. Om met my hele hart na God toe te draai, beteken nie net dat ek van 'n paar sondes in my lewe moet wegdraai nie. Maar dit beteken dat ek die sonde in my lewe moet begin haat, verafskuw. In my hart gaan daar 'n diepe berou wees dat ek ooit kon glo dat sonde vir my die mooi beloftes inhou, as wat die duiwel my dit wil laat maak glo, waarmee hy my elke keer uitvang, om te dink dat daar in sonde vir my enigstens iets goeds kan wees, of dat daar in 'n afgod enige hoop kan wees. Terwyl onbekeerde sonde eintlik maar net een pad ken, en dis 'n pad wat wegstap van God, die ewige verlorenheid in. Ek kan nooit met my hele hart na God toe terugdraai, terwyl ek vrede maak met die sonde in my eie lewe nie. Of terwyl ek doelbewus daarmee voortgaan, met 'n lang lysie verskonings, hoekom ek dit kan doen nie. Sien julle, agter elke sonde, ongeag wat dit is, hoe groot of klein, sit 'n skynheilige liefde, sit 'n valse geloof, sit 'n valse hoop, wat my van die ware God vervreem. Ons kon dit reeds sing, dis wat ons van God vervreem. Om na God toe te draai, beteken ook nie om 'n nuwe ooreenkoms met God aan te gaan nie. Die ware verootmoediging beteken om by God op te daag met 'n leë hart, met bedelaaarshande en te vra, wie is ek, Here? Dat u aandag vestig op 'n ellendige sondaar soos ek.
soos Mefiboset 2 weke terug, 'n hond soos ek. En om dan van God te hoor, my hart is al lankal op jou gefokus. Want sien in my groot genade, gee ek vir jou wat jy nie verdien nie, en dit is 'n lewe tot in ewigheid. In my groot barmhartigheid gee ek jou ook in oorvloed, oneindig baie, wat jy nie verdien nie. Ek versorg jou, ek koester jou, ek lei jou. Vir ons as gemeente, as kerkverband, versorg God al vir eeue met die goue skat van ons belydenisskrifte, van 'n ryk kerklike tradisie van hoe ons die skrif lees. Hy het ons nog altyd in sy groot barmhartigheid daarmee geseën. Ja, met jou sondige gebrokenheid is ek so geduldig, want ek ken jou by die naam. Jy's myne. Van voor die skepping af het ek jou al lief en ek sal in jou getrou bly tot in ewigheid. Niks, maar niks kan my liefde vir jou ongedaan maak nie. Maak nie saak wat nie. Daarby God, met my hele hart by hom, hoor ek ook God se belofte van seën. Ja, wanneer mense hierdie hoofstuk deurlees, dan beloof God by monde van Joël, dat hy die vyand uit hulle midde sal verwyder, vers 18 tot 20. Hy beloof ook aan hulle, dat daar weer oeste op die landerye gaan wees, vers 21 tot 27. Maar nou weet ons, die geskiedenis het ons geleer, dat God het hierdie beloftes laat waar word. Hy het hulle vyande verwyder, hy het hulle in ballingskap weggevoer, en hulle laat terugkom. Maar daar was weer slegte tye. Want weer was dit hulle sondes waarmee hulle geworstel het. En weer was daar tye waar God hulle deur hulle omstandighede geroep het om na hom toe terug te kom. Jy sien, God is by verre meer besorg oor elkeen van ons se harte. Hy is by verre meer besorg daaroor dat ons by ons ewige bestemming sal aankom, as dat hy wil hê ons moet gemaklik lewe. Dat ons net die lekker in die lewe moet geniet. En dan kom hy in vers 28 en maak hy hierdie belofte: na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense. Hier gee God vir hulle en vir ons 'n vaste hoop. Beloof hy aan hulle dat hy sy Heilige Gees op alle mense gaan uitstort. In die hele Ou Testament stort God elke keer sy Gees net uit in 'n individu, 'n leier soos Moses, 'n rigter soos Simson, 'n profeet soos Samuel, of 'n koning soos Dawid, of 'n profeet soos Joël. Hy het op 'n individue gewerk om sy volk te lei. Die mens se sondige hart kon nooit 'n woonplek vir die Heilige Gees gewees het nie. Tog gee God vir hulle hierdie hoop. 'n vaste hoop dat daar 'n tyd gaan kom waar hy deur sy Gees in alle mense gaan woon. Hoe kon God so 'n belofte gemaak het? Het hy dan nie self deur die geskiedenis geleer dat my en jou, die mens se hart is maar net te bedrieglik, is heeltemal te ongeneeslik nie? As God ons na hom toe roep op grond van wie hy is, dan roep hy ons na hom toe in Christus. In Christus. Hy is die beeld van die onsigbare God. Want God het dit goed gevind om met die hele volheid van wie hy is, ja, sy gesed liefde, soos wat God hier beskryf word, genade, barmhartigheid, geduldig met ons sondes. Ja, God het besluit om met daardie wese van hom in Christus te woon. Hy is die persoon wat God se gesed liefde aan ons kom bekend maak het. En vir een rede, om deur hom alles, ja alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis.
ware verootmoediging, hoop en bid in die eerste plek. Nie net daardie ou of daardie omstandigheid moet verander nie. Ja, ware verootmoediging, hoop en bid, dat God deur sy Heilige Gees my hart sal vernuwe. Elke dag meer en meer, dat my hoop, my geloof gerig sal wees op Jesus Christus. Soveel so, dat hierdie liefde my 'n nuwe mens sal maak, dat ek juis hierdie liefde sal uitleef en sal uitstraal na elkeen wat God op my pad bring. In hom alleen is al my geloof en vertroue, want aan die kruis, daar wys God nie net vir ons sy gesed liefde nie, maar daarom omhels hy ons ook kragtig deur sy Gees, as hy die evangelie in ons harte vasmaak, omhels hy ons met sy ewige troue liefde, elkeen van ons. My broer, my suster, deur al die eeue fokus God daarop, dat sy kind tot bekering moet kom, en dat sy kind hom met sy hele hart moet lief hê. En hy sal alles doen. Hy sal sy kerk, hy sal 'n denominasie soos die GKSA, selfs sy kind in die ellendigste omstandighede dompel, om ons te laat omdraai van harte, met alles in ons, na hom toe, wie hy is. In Christus vul hy deur sy Gees ons harte met 'n geloof, 'n hoop en 'n liefde, wat net op hom gerig is, soveel so, dat ek en jy met alles in ons kan uitsien na die groot dag van ons Here, as hy op die wolke gaan kom, en wanneer hy finaal met sy vyande en ons vyande gaan afreken. Maar deur sy woord en Gees kom God ook vandag na elkeen van ons toe, en hy skud ons wakker. Hy stroop ons van alle skynheiligheid, ja, alle hoop op valse dinge, as hy vir elkeen van ons sê, skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here, julle God. En my broer, my suster, as ons vandag sy roepstem hoor, laat ons nie huiwer nie, want in Christus is God ons genadig. Net in hom kan ons uitsien na 'n ewige lewe saam met hom. In Christus is God ons barmhartig en gee hy ons elke dag oneindig meer as waarvoor ons vra of wat ons verdien. In Christus is hy so geduldig met ons sondige gebrokenheid, sodat ons elkeen vandag na hom toe kan gaan in ons bede. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferminge. Amen. Kom ons gaan bidend na die Here toe, en ons gaan dit staande doen, en ons bid saam die woorde van Psalm 40, vers 6 en vers 8, waarna julle weer kan gaan sit. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Ons Vader wat in die hemele is, wees ons genadig, want dis na u, Here, waarna ons harte hinker. Ja, ons harte sal altyd onstuimig wees, sal altyd soekend wees, totdat ons vrede in u vind. Want u, my Heer, is immers goed en vergewensgesind, en oorvloedig in troue liefde teenoor almal wat na u roep. Here, hoor tog ons gebede, en gee tog aandag aan ons smeekgebede. In die tyd van ons nood roep ons na u, want u antwoord ons. Daar is niemand soos u onder die gode nie, ons Heer, en niks soos u werke nie. Al die nasies wat u gemaak het sal kom, en voor u ons Heer in aanbidding buig. Hulle sal u naam eer,
want groot is U en U doen wonders. U alleen is God. Luister, terwille van Jesus Christus, as ons smeek vir hartgrondige bekering in U kerk, in ons gemeente, in ons kerkverband, maar die belangrikste Vader, in ons eie harte. Vestig in ons harte 'n heilige ontzag vir U woord, en vul ons harte met die evangelie van Jesus Christus. Laat U woord in die middel staan van ons erediens, van ons huisgesinne, by die huis, as ons Bybel lees. Ja, gee net weer vir ons daardie ontzag vir U woord, wat ons altyd, maar altyd sal uitbring by Christus. Ons pleit vir reg en geregtigheid in ons mooi land Suid-Afrika. Alles, letterlik op alle vlakke. Ja, Vader, is daar soveel onreg en lyk dit asof alles maar net met goddeloosheid gevul en gestuur word. Ja, ons pleit vir vrede en kalmte. Ons bid vir goeie leiers wat ons land en sy mense in opregtheid dien. Ons bid vir die kerk hier in Suid-Afrika, wat die evangelie van Jesus Christus tydig en ontydig moet verkondig. Ja, Here, hou U kinders op hulle knieë, ook in hierdie mooi land, Suid-Afrika. Ons woon in 'n bose wêreld waar nasies teenoor mekaar opstaan en waar wêreldleiers regeer asof U nie bestaan nie. Mag U wil geskied in die hemel en op die aarde. Maar Here ons God, sien die nood raak van die armes, die ellendiges, die verontregtes. Ja, sien die onreg en die stikkend raak. Gee uitkoms volgens U wil en op U tyd. Gee vir ons die regte geloofsperspektief, dat ons elke dag, elke oomblik, na alles sal kyk in die lig van die heilige evangelie. Vestig deur U Gees in ons harte 'n ware geloof in Jesus Christus. Laat U Gees ons hart en ons gedagtes so fokus op die dag van ons Here se terugkoms, sodat ons koning waardig sal wees by sy terugkoms. Ja, want ons weet, as ons Here terugkeer, keer hy nie terug as die lam wat geslag moet word nie, maar as die leeu uit die stam van Juda, wat God se oordeel kom uitvoer. Hoor die verlange wat U self deur die Gees in ons harte gevestig het. Die verlange na die koms van ons Here. Ja, kom Here Jesus Christus. Kom gou. Dit bid ons, vra ons. In Jesus naam alleen. Amen.